Goeienaand, is lekker om hier te wees. As ek so praat, kan almal my hoor, is dit goed so? Daar's 'n wonderlike storie van professor David de Villiers, wat destyds klas gegee het by die fakulteit teologie. Dat hy en sy vrou die gewoonte gehad om, as hulle op vakansie gaan, en so deur die land ry, dan op Sondag, as hulle op 'n dorpie is, dan besoek hulle die kerk, maar sonder om die plaaslike dominee te waarsku dat hulle dit gaan doen. En so het hulle een Sondag deur die Vrystaat gery, en hulle is toe daar, en gaan toe sommer die aand daar kerk toe, en die predikant daar is toe pas afgestudeer, wat die vorige jaar of so eers studeer het, en in die bediening gegaan het, en terwyl hy die afkondiging doen, sien hy vir Prof David en sy vrou daar agter in die kerk sit, en sommer as deel van die afkondiging sê hy sien professor David de Villiers en mevrou Anna de Villiers van die fakulteit teologie is ook vanaand hier in die kerk. En hy wil nou sê, Prof David, as jy al ooit in die lewe 'n vrotpreek gehoor het, gaan jy hom vanaand hoor. Nou ek wil nou sê, as jy al ooit 'n praatjie gehoor het wat nie oor selfde geslagverhoudinge gaan nie, gaan jy hom vanaand hoor. Ek gaan, soos Tinus gesê het, inderdaad nie daaroor praat nie, maar oor hoe die Bybel in die Christelike lewe en in die etiek 'n rol speel, in die hoop dat dit van absolute relevantie sal wees vir hoe ons op die oomblik nadink oor selfde geslagverhoudinge en hoe wat in die weke wat kom daaroor nagedink sal word. Maar as 'n mens nie effens 'n treukie teruggee en loskom van dieselfde geslagverhoudinge en dink, maar hoe gebruik ons nou normaalweg die Bybel en wat is die Bybel en hoe gee die Bybel riglyne in ons Christelike lewe, sal ons die antwoord op die vrae wat ons het nooit kry nie. Ek wil graag 3 punte maak vanaand. Ek hoop ek kan my tyd so skat dat ek al dit gemaak kry. Die eerste een is dat die Bybel is vir gereformeerde Christene en vir gereformeerde kerke, wat waarskynlik die tradisie is waaruit die meeste van ons kom. Is dit inderdaad die rigsnoer vir ons geloof en vir ons lewe? Vir hoe ons God ken en wat ons glo, maar ook vir ons lewe, vir ons Christelike lewe, hoe ons gedra, oor ons verhoudinge, oor alle aspekte van ons lewe. Dit spreek nie van self nie, want dit is nie vir alle Christelike kerke en vir alle Christenmense so, dat die Bybel vir hulle so belangrik is as riglyn in hulle eie lewe nie, om 'n verskeidenheid van redes en op verskillende maniere. Maar selfs nie eers vir al die kerke wat wel sê, en alle Christene wat wel sê die Bybel is ons rigsnoer en ons riglyn en ons norm vir ons etiek en vir ons Christelike gedrag en lewenswandel. Selfs nie eens vir almal wat dit sê en dit bedoel, beteken dit dieselfde nie. Nie almal van ons lees die Bybel op dieselfde maniere nie. En dit is omdat die Bybel, dit hang saam met die aard van die Bybel. Nou, daaroor het Marius verlede week gepraat. Die Bybel is nie 'n wetteboek nie. Die Bybel is nie 'n wettekodeks wat jy kan naslaan oor enigiets onder die son. Wat sê die Bybel in artikel 16 vers 3 en artikel 29 vers 2 oor dit of dat of dat nie. Die aard van die Bybel is dat dit, soos wat ons nou net weer gehoor het, 'n versameling van boeke is wat oor eeue heen, oor 1000 jaar geskryf is. Deur verskillende mense onder verskillende tye, met verskillende bedoelinge, in verskillende genres, in verskillende kulturele omstandighede. Dit is nader aan 'n biblioteek as wat dit eintlik as 'n enkele boek is. Sodat 'n mens ook nie eers in die teologiese fakulteit leer al die studente dit, 'n mens kan nie eers praat van die Bybelse etiek nie. Die Bybel het nie self 'n etiek nie. As jy dink aan huwelikssake byvoorbeeld, van Salomo met sy duisende vroue tot Paulus wat sê ons moenie trou nie, met 'n hele paar variasies tussenin. Wat is nou die Bybelse etiek, selfs oor iets soos huwelik en seksualiteit en huweliksverhoudinge? Die Bybel kan nie gereduseer word nie. Dit is nie in die aard van die Bybel nie. Dit is nie respekvol teenoor die Bybel gegee waarvoor die Here God die Bybel vir ons gegee het, om dit te probeer reduseer en opsom in 'n klomp sieninge, in 'n klomp vaste
kodes en reëls en regulasies oor enigiets op die son nie, van politiek tot by ekonomie, tot by kinderopvoeding, tot by seksualiteit. Dit hang saam met die aard van die Bybel. Die Bybel is in ander historiese periodes geskryf, oor verskillende historiese periodes, lank voor ons, met reusagtige kulturele klowe wat gaap tussen die Bybelse tye en ons tye in verskillende genres. En respek vir die Bybel as die woord van God vra dat ons nie die Bybel sal probeer misbruik op 'n manier waarvoor God nie die Bybel gegee het nie. God het die Bybel gegee, so glo ons op grond van Timoteus en so, om die twee dinge te doen, om nie 'n handboek te wees vir wetenskap of vir enigiets nie, maar om ons wys te maak tot saligheid, om ons te wys hoe om in 'n verhouding met God, deur Christus, deur die Gees te lewe, God te ken, en hoe die mense van God wat dan nou vir God ken en God liefhet, hoe hulle behoort te lewe. En as gevolg van die tweede deel, hoe hulle behoort te lewe, daarom glo ons en bely ons ondanks die feit dat die Bybel so verskillend is en so ingewikkeld is en so ryk is en so gevarieerd is. Desondanks, wat ons betref, glo ons die Bybel met al daardie rykdom is steeds 'n rigsnoer vir ons lewe. Ons ontdek in die Bybel hoe ons behoort te lewe. Nou, hoe kry ons dit? Ek sal altyd by my eerste punt doen. Die eerste punt gaan nog lank duur. Hoe kry ons dit reg? Dit het die vroeë kerk van die begin af uitgedaag. In die Nuwe Testamentiese tye al, Handelinge 5 word daar die kerkvergadering belê in Jerusalem, oor dat hulle onder mekaar geweldig verdeeld is oor wat die regte goed is om te doen. Petrus en Paulus, lees ons in Galasiërs, kry 'n diepe konflik met mekaar, omdat hulle verdeeld is onder mekaar oor wat die regte ding is om te doen. Die Nuwe Testament, so groot soos wat hy is vol van sulke konflikte oor wat nou die regte ding is om te doen. Want daar is nie 'n maklike manier om uit hierdie konflikte uit te kom, te sê, ja, maar die teks sê tog dit en die teks sê tog dat nie. As die duiwel vir Jesus versoek in die evangelie sê, daar staan geskrywe, dan sê Jesus vir hom, daar staan ook geskrywe. En met daardie spanning van, sommige sê, maar dit staan geskrywe, en ander sê, ja, maar dit staan ook geskrywe. Met daardie spanning leef die kerk van die eerste dae af en deur die eeue. Tertullianus, een van die bekende kerkvaders, het gesê, die Bybelse geskrifte, toe al die kanon gehad in Tertullianus, het hy die Bybelse geskrifte so. Nou nie so gelyk nie, want dis deur die Bybelvereniging gedruk, dit was 'n enorme affære wat hulle gehad het, maar die boeke wat ons het, was tot hulle beskikking. Tertullianus het gesê, hierdie Bybel het 'n neus van was. Jy klap hom so, dan bly staan hy so, jy klap hom so, dan bly staan hy so. Elke ketter het hulle letter, het Tertullianus gesê. Met die Bybel kan jy enige iets bewys en enige iets sê. Almal kan die Bybel gebruik om hulle eie standpunt te regverdig. Jy sal altyd iets daar ergens vind wat pas by wat jy dink en graag wil dink. Van die vroegste dae af. Hoe los die kerk dit op? Daar is in die geskiedenis van die kerk 3 belangrike antwoorde op die vraag ontwikkel met verloop van tyd. In die vroeë kerk self het die antwoord ontwikkel. Dit is so ingewikkeld, kom ons vra vir die biskop. Biskop praat namens die kerk. Kom ons kry 'n autoriteitse gesagsinstansie in die kerk wat dan namens die kerk kan sê dis die regte uitleg en dis die verkeerde uitleg. Dit is nie 'n dom antwoord nie, as jy vir 'n oomblik daaroor nadink. Dit is nie 'n dom antwoord nie. Die logika daarvan moet 'n mens verstaan. Dit ontstaan uit hierdie behoefte van ons kan tog nie almal net maak wat ons wil en sê die Bybel sê dit en die Bybel sê dat nie. Iemand moet tog namens die Bybel 'n beslissing vel en vra dan die biskop. En die moeilikheid is net daar's 'n hele klomp biskoppe. En hulle woon ook maar ver vandaan, hulle weet nie altyd wat die ander dink nie. So kry dan 'n aartsbiskop beoor al die biskoppe in, maar daar's 'n klomp aartsbiskoppe ook in. Kry dan 'n hiërargiese gesag wat al hoe verder oploop tot by
biskop in Rome wat die paus is, wat dan oor almal is. So ergens kry dis die katholieke tradisie, die middeleeuse en later die katholieke tradisie, kry 'n hiërargiese, want dit gaan altyd op en op en op, leergesag, gesag in sake van die leer, om oor sake van wat ons moet glo en wat ons moet doen, amptelike uitsprake te lewe. Tot 'n geweldige botsing in 'n sin kom in die jaar 1870. So maar nou die dag, party van ons is omtrent al gebore in 1870. Toe die Katolieke Kerk gedeeltelik om hierdie probleem op te los, die Eerste Vatikaanse Konsilie belê en biskoppe van oor die hele wêreld Katolieke Kerk bring na die Vatikaan in Rome toe om hierdie kwessie te beslis, naamlik is wat die paus sê gesaghebbend, omdat hy sê wat die biskoppe sê, of moet die biskoppe gesamentlik die liggaam van biskoppe, die leergesag in die kerk aanvaar wat die paus sê, omdat hy die paus is. Waar val tussen hulle die autoriteit, by die almal of by die enkeling? En by die geleentheid, 1870 eers na 1900 jaar, word die dekreet uitgevaardig dat die paus onfeilbaar is. Onfeilbaar. Excessie, uit sigself uit homself uit, nog nie haarself nie, uit homself uit, is die paus onfeilbaar, omdat hy die plaasvervanger van die vicarius, die plaasvervanger van Christus op aarde is, wanneer die paus ex cathedra, dit wil sê uit sy stoel praat, oor sake van leer en lewe, fides et mores. Die paus is nie onfeilbaar as hy sê, vandag is 'n mooi dag, of Italië gaan die wêreldbeker wen nie. Maar die paus is onfeilbaar as hy oor sake van geloof en oor sake van lewe praat, en as hy bedoel om onfeilbaar te wees. As hy sê, nou praat ek amptelik, nou praat ek as paus, nou vaardig ek ensikliek uit of 'n leë skrif. Dan is hy gesaghebbend, onfeilbaar in homself. So die eerste antwoord op die vraag, hoe gaan ons om, hoe kan die Bybel hierdie komplekse boek, die biblioteek, riglyn wees vir ons leer in ons lewe, wanneer die amptelike kerk, deur die hiërargiese gesag, deur die leerstruktuur, tot by die magisterium, verteenwoordig uiteindelik deur die paus, sê, so is dit en so is dit. Dan is dit onfeilbaar, dan kan dit ook nie verander nie, dit geld dan vir altyd, dit kan geïnterpreteer word, maar nie gekorrigeer word nie. Dit is die eerste antwoord. Die tweede antwoord is om te sê, nee, ons soek nie gesag nie, ons soek na kennis en insig en na rede en rationaliteit. Ons wil weet wat die feite is, ons wil weet wat die stand van sake is, en dit ontwikkel inderdaad ook al baie vroeg in die Katolieke Kerk. 'n Groot deel van hierdie gesaghebbende tradisie wat ontwikkel, is 'n kennistradisie, is 'n rasionele tradisie. Dit berus in die geval van die Katolieke op wat hulle noem die natuurreg of die natuurwette. So jy bestudeer met jou verstand die skepping. En as die skepping vir jou sê, daar is goed soos mans en daar is goed soos vrouens. En jou verstand sê vir jou, 'n huwelik is waar een man met een vrou getroud is en waar hulle kinders het. Dan sê jy, dit kan nie in stryd wees met die Bybel nie, so ons lees die Bybel nou deur hierdie bril, hierdie inligting wat ons het, vanuit die wetenskappe, en vanuit ons algemene opvattinge. Dit word normatief as deel van ons tradisie. En so ontstaan hierdie ingewikkelde tradisie van sieninge van die middeleeuse kerk en van die Katolieke kerk, waarin seksualiteit en seksuele verhouding en huweliksverhoudinge 'n reusagtige plek vervul, want dis al waar hulle die duidelikste kan sien hoe werk die skepping en hoe werk die natuur. Behalwe dat dit tot in die middel van die 20ste eeu eintlik 'n baie statiese siening bly, totdat die wetenskappe daarmee breek en sê, maar goed, die wette is nie so staties soos wat julle al die eeue gedink het. Dit is baie meer dinamies en eintlik chaoties en is kontingent en dit verander baie meer as wat julle voorstel. En geleidelik sluit die Katolieke kerk daarbey aan, want dit is die nuutste verstaan van die natuurreg en so daar is nou meer 'n soepele verstaan ook van die natuurreg en van natuurwette, maar die struktuur by dieselfde. Dit wat ons verstand vir ons kan sê, wat enige mens eintlik behoort te weet, dit is vir ons normatief. Ons lees dit in die Bybel in, en die Bybel sal daarmee nie stry nie, want dit is dieselfde God wat die boek van die natuur en die boek van die Bybel gegee het. So die rede word 'n geweldige bron van kennis, morele kennis, etiese kennis, rigsnoer ook vir ons lewe, en die Bybel word daardeur gelees. Dis die tweede groot antwoord. Gesag en die tradisie is die eerste, die kerk,
Die tweede is die rede, die rasionaliteit en ons kennis van die skepping en die werklikheid. Nou, as jy nou mooi luister, ek gaan nie vanaand al oor selfde geslagverhoudinge praat nie, maar ek hoop die van u hoor die relevantie daarvan, want dit is ook die soort antwoorde wat ons vandag kry. Vir baie mense is dit so voor die hand liggend hoe dit moet wees soos môre heeldag, want hulle sien die skepping op 'n sekere manier verander is wat die kerk sê reg of so. Maar die derde manier om hierdie probleem te hanteer is 'n probleem wat al sterker word met die sogenaamde moderne tyd waarin ons leef. Groot filosofe se name was Descartes wat gesê het ek dink, daarom is ek dink vir myself, ek is 'n subjek wat vir myself kan dink. Iemand soos Immanuel Kant wat later hierdie tydsgees verteenwoordig as hy praat van die aufklärung, van die mondigwording van die mens, van die verligting dat elke individu vir hom of haarself dink, nie meer hulle self stuur aan die gesag nie meer vra wat sê die kerk en die tradisie nie, maar vir hulle self kan insien wat reg of verkeerd is. En deel daarvan word dus 'n mens se eie ervaring, jou eie subjektiwiteit, jou eie lewens, jou belewennisse en die lewe wat jy lei en die invloede in jou eie lewe. Dit word vir jou bril waarmee jy ook die werklikheid kyk, en dit word 'n legitieme bril en 'n belangrike bril sodat vir baie mense word dit al hoe meer vanselfsprekend om te sê dat in morele kwessies, in sedelike kwessies, vrae rondom hoe 'n mens moet lewe. Ja, ons lees die Bybel en ons luister na die kerk en na die tradisie en so, maar uiteindelik besluit ons op grond van ons eie insigte en ons eie oortuigings en ons eie gevoelens en ons eie belewennisse en waar ons is in die lewe en wat die lewe ons al geleer het. Nou, die verskillende kerklike tradisies lê op verskillende plekke in hierdie antwoorde. Iemand soos Luther byvoorbeeld het nogal geneig in die rigting van die antwoord wat sê die rede is belangrik. Meer verstand gebruik. So Luther het 'n siening gehad wat mense soms die twee ryke leer noem of die twee regimente leer, waarin hy sê ja, ons leef in twee kringe te gelyktydig. Ons leef in die kerk en ons leef in ons gewone lewe, alledaags lewe, politiek en huwelik en ekonomie. En in die een regeer God deur die woord, in die ander een regeer God deur die rede en deur die verstand en deur die gesonde verstand en deur wat mense weet. En daarom moet ons nie met die Bybel en met die bergrede en met die geopenbaarde woord van God in die skrifte probeer inmeng in die sfere van die politiek en die ekonomie en die huwelik nie. Daar geld ander reëls. Daar geld wat jy met jou gesonde verstand kan insien of nie. Die methodiste byvoorbeeld is bekend daarvoor dat hulle al vier hierdie kombineer in 'n uitdrukking wat die Methodist quadrilateral genoem word. Sedert die 20ste eeu terugskouend word dit so genoem en sê mense John Wesley het al so gedink. Hy het nie die term gebruik nie, maar dit is methodiste sê al vier hierdie goed is belangrik. Ja, die Bybel is belangrik, maar die tradisie is ook belangrik en die rede is belangrik en jou ervaring is belangrik. Jy moet al vier hierdie invloede as dit ware meng en gebruik wanneer jy morele beslissings moet maak, soos oor selfe geslagverhoudinge of soos oor politiek of soos oor enigiets. En in die praktyk beteken dit dikwels dat ervarings of wat ons dink rasioneel is 'n sterker rol speel as wat die Bybel 'n rol speel. Behalwe vir gereformeerdes. Want gereformeerdes ten spyte van hierdie antwoorde wat ek nou gegee het steeds bly sê ja, maar anders as Luther, anders as die methodiste, wil ons tog graag doen wat die woord van God sê. Dis weer dis ingewikkeld, maar ons wil graag dat die woord van God, die skrifte, die Bybel ons rigsnoer is en dat ons nie vir die kerk vra wat om te doen en wat die tradisie sê ons moet doen of wat ons as kastige gesonde verstand vir ons sê nie, want ons weet ons verstand is nie aldag so gesond nie, en ook nie wat ons ervaring vir ons sê nie, want dit sê verskillende mense het verskillende ervarings en dan gaan jy enigiets onder die son kry. Ons wil graag weet wat die woord van God vir ons sê. Die eerste punt. Nou is ek by die tweede punt. Die tweede punt is dan die vraag, indien gereformeerdes nou dink dat dit moontlik is dat hierdie biblioteek van boeke tog vir ons riglyne kan wees vir ons lewe, rigsnoer vir ons lewe. Hoe lees ons dan die Bybel? Wat verwag ons dan van die Bybel?
Wat doen ons dan met die Bybel? Hoe beroep ons op die Bybel? Ek gaan nou 7 punte noem as onderafdelings van my tweede punt. Maar dit sal so gou verby wees, jy sal nie as bede 7 nie. Die eerste is dat dit beteken dat vir gereformeerde mense is interpretasie van die Bybel absoluut vanselfsprekend. Uitleg van die Bybel. Tegniese taal praat ons van hermeneutiek, wat uitlegkunde is. Die Bybel moet geïnterpreteer word. Die Bybel praat nie vir homself, die gereformeerde mense weet, die Bybel praat nie vir homself, ons probeer luister na die Bybel, en dit beteken ons moet met baie groot moeite en erns die Bybel probeer uitleg, probeer verstaan. En as daar dele is wat ons nie verstaan nie, dan beroep ons op ander dele in die Bybel, sodat die duideliker dele, die ingewikkelde dele verduidelik. Die Latynse uitdrukking is die Sacra Scriptura sui interpres, die heilige skrifte is sy eie uitlegger. So as ons vashak by dele waaroor ons onseker is, dan gaan vra ons nie vir die biskop nie, en ons vra nie vir die wetenskaplike nie, en ons dink nie sommer uit ons eie ervaring nie, ons gaan soek ons verder in die Bybel, soek ons ander dele van die Bybel, om vir ons te help om daai dele te verstaan. So ons is op soek na die samehange in die Bybel, en na die verbande in die Bybel, na die patrone in die Bybel, na 'n soort relief in die Bybel, sodat wat belangrik is na vore kom, en wat onbelangriker is op die agtergrond skuif, sodat ons samehange kan sien, en uiteindelik die gevoel kan kry, maar dit is wat die Bybelse boodskap is. Dit is wat die Bybelse se strekking is. Om die Bybel self uit te lê, dit is al die tweede van die 7 punte, is noukeurige lees van die Bybel geweldig belangrik. Daarom is die gereformeerde tradisie, en onder gereformeerde sluit mens die presbyteriane en die kongregasionaliste in, almal wat uit die Switserse hervorming, Calvin en Zwingli en die mense uitkom. Meer as enige ander tradisie was ons tradisie geïnteresseerd in die grondtale. Ons studente leer almal Grieks en Hebreëus as op predikant wil word. Ons doen eksegese, hulle bestudeer die Ou en die Nuwe Testamentiese wetenskappe. Ons heg waarde aan historiese studies, ons heg waarde aan literêre studies, om 'n psalm as 'n psalm te kan lees, en 'n gelykenis as 'n gelykenis, en 'n profesie as 'n profesie. Dis nie net woorde wat daar staan, en mense kan die woorde vat omdat dit teksverse is en daar uithaal en sê, maar Psalm 3 sê dit, en Jesaja 44 sê dit. Die woorde het net waarde, het net betekenis in hulle samehange, en die samehange is ook nie daar asof die psalm gisteraand vir my geskrywe is nie. Die psalm is destyds geskryf, dalk deur Dawid, dalk ook nie, so laat ons mooi kyk wie dit geskryf is, en wat die konteks was, wat daardie woorde destyds beteken het, en hoe om dit ten beste te vertaal, en wat die lewensomstandighede daar was, en hoe die psalm sou gefunksioneer het, of enige ander boek, hoe die verhalende stoffe destyds sou gefunksioneer het. Ek noem al die voorbeelde om te sê, dis vir ons belangrik. Jy kan nie die Bybel uitlê as jy nie moeite doen met die detail en die tekste en presies wat daar staan nie. En daarom wat vir baie mense in hierdie gesprekke rondom die selfde geslagverhoudinge na haarklowery klink, dat die dosente sê, dat professore sê, dat Ou en Nuwe Testament sê, maar die woord homoseksualiteit byvoorbeeld is in die laat 19e eeu vir die eerste keer gebruik. 'n Mens kan dit nie nou teruglees in die Bybel in nie. Die mense het nie die verskynsel geken nie as hulle oor hierdie soort van goed praat. Hulle praat oor iets, maar ons moet probeer verstaan waaroor het hulle gepraat. Vir baie mense is dit nie goed genoeg nie. Hulle sê nie al hierdie hermeneutiek, al hierdie uitleg, dis net 'n verskoning. Julle wil nie doen wat die woord van God duidelik sê, en daar staan dit in die Afrikaanse vertaling van nou die jaar, daar staan homoseksualiteit. Paulus het dit self so geskryf. Dit is nie waar nie. Ons moet die eksegetiese moeite doen om werklik te gaan probeer kyk wat dit oorspronklik daar beteken het, en hoe om dit te verstaan. Maar as ons nou dit alles gedoen het en die detail gekyk het, wat julle die volgende 3 weke, dink ek, of 4 weke gaan doen om na die detail te kyk, dan het die mens nog nie die antwoorde nie. Dit is 'n groot versoeking om te dink jy het dan. Die detail eksegese, die detail kyk wat in hier staan en daar staan, dis net die begin. Daarna moet die samehange gesoek word. Die relief. Waar daardie tekste inpas in die groot verbande van die skrif. En dan raak dit al hoe ingewikkelder. Want jy kan nie ergens gaan naslaan, wat is die groter verbande van die skrif nie. Wat is byvoorbeeld die verband tussen die Ou en die Nuwe Testament? Daar's baie Christenkerke wat geen waarde heg aan die Ou Testament nie. Vir wie die Ou Testament verby is en net Nuwe Testament. Die gereformeerdes het altyd gesê van Calvin af almal, nee. Die Ou Testament is deel van die woord van God. Elke woord wat daar staan is ook belangrik.
Dis ook gesaghebend vir ons, dis ook deel van die rigsnoer vir ons lewe. Maar dit beteken nie ons gaan dit doen nie. Ons gaan nie ophou whatever eet soos wat die Jode moes gedoen het nie, en ons gaan nie al daardie kultiese wetgewing van die Ou Testament, as iets in Deuteronomium staan, of in Numeri staan, of in Levitikus staan, of wherever staan in die Ou Testament, is dit nie te sê dat die gemeente van Durban wil dit môreoggend so moet gaan doen nie. Dit bly gesaghebend vir die gemeente van Durbanville en vir ons almal, maar gesaghebend as deel van die geheel, deel van die samehang, deel van die boodskap van die Bybel. En daarom is die groot vraag, wat is die boodskap van die Bybel en hoe pas al die ander goed in by die boodskap van die Bybel? Iemand soos Calvin het byvoorbeeld teenoor sy tydgenote in wat gesê het, vergeet van daai goed, dis verby. Dis vir Jode se goed, dit geld nie meer nie. Het Calvin gesê nee, dit geld nog, maar ons moet onderskei tussen 3 soorte wetgewing. Dis nou Ou Testamentiese wette. Tussen kultiese wetgewing wat geskryf het hoe die Joodse erediens moet wees, en burgerlike wetgewing wat beskryf het hoe die openbare lewe, die ekonomie so aan die Sabbatsjaar en die jubeljaar en die goed wat destyds gegeld het, hoe dit gereël moes wees, en dan die morele wette. En Calvin het gesê, en wat vir ons steeds bly geld is die morele wette, nie hierdie kultiese en hierdie burgerlike wette nie. Dit is natuurlik nonsens wat Calvin gesê het. Dis 'n poging van sy kant af om iets te doen, naamlik om te sê, dit bly steeds vir ons relevant, maar nie op dieselfde manier en gelyklik alles wie so ons wil daaraan steur en ons wil lees en kyk wat daar staan, ons wil hoor wat daar staan, maar dan en iets daarvan in ons lewens maak, maar nie direk net soos daai nie. So dit was 'n kunsmatige poging, die beste waaraan hy nou kon dink. Sy tydgenote het nie eens geprobeer nie om tog nog te sê daar is iets gesaghebend in hierdie dele. En ons doen dit almal eintlik met die skrifte. Ons weet intuïtiewelik, dit is hoe ons die Bybel moet lees. As daar tyd is op die einde, kan ons op van die voorbeelde ingaan. Nou as die ryk jongman vir Jesus vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes. En kom dan hier en volg my. Dan sien hy nie kans nie. En dan sê Jesus, ek het dit gedink. Vir ryk mense is dit te moeilik. Nie een van u gaan môreoggend alles verkoop wat u het en dit vir die armes gee nie. Nie een van ons nie. En tog sal hopelik die meeste van ons wel dink dat daar in daardie woorde van Jesus iets sit wat steeds vir ons absoluut relevant en ter sake is vir ons eie lewe. Wat dit is, kan niemand namens ons besluit nie. Ons kan onderling met mekaar daaroor praat, maar sommige van ons gaan meer daardeur gedring wees en ander gaan minder daardeur gedring wees en sommige gaan die rigting besluite neem en ander gaan dit so maak. En dit is alles presies reg en legitiem. Dit is soos die Bybel funksioneer. Ou en Nuwe Testament. Ons weet dit almal intuïtiewelik en ons doen dit elke dag as ons die Bybel lees en elke Sondag as ons die kerk sit daarna luister, elke Bybelstudie wat ons aan deelneem. Ons neem nie die Bybelverse letterlik en sê dis nou net vir my geskrywe en ek moet dit vanaand doen of ek moet dit môre doen nie. Ons weet om die skopus van die Bybel te soek. En daarom moet ons nie oor dieselfde geslagverhouding skielik vergeet wat ons heeldag en aldag reg doen, naamlik om die samehange te sien en nou om hier die Bybel op 'n ander manier probeer gebruik nie. So ons soek die skopus en ons soek die samehang. Jesus het dit al gedoen. Jesus sê in Matteus 23 vers 23 in 'n aangrypende woord sê hy vir hulle, julle weet julle weet baie goed om dit waaroor die Ou Testamentiese wetgewing eintlik gaan. En naamlik geregtigheid, barmhartigheid en trou of kennis van God. Dis kan trou of kennis van God, is om God te ken en te aanbid en getrou aan God te wees. In daardie 3 begrippe vat Jesus in een woord die hele Ou Testamentiese wetgewing saam. Geregtigheid doen en skielik dink 'n mens aan al daardie talle wette in die Ou Testament wat met geregtigheid, sosiale geregtigheid, maatskaplike geregtigheid, verhoudingsgeregtigheid, ekonomiese geregtigheid te maak het.
barmhartigheid te doen, die reg, die wet beskerm net tot op het punt. Daar is altyd mense wat deur die krake deurval en wat hulle eiendomme verloor en hul grond verloor, en daarom moet daar ook barmhartigheid wees. Daarom moet die goed op die lande agtergelaat word, sodat die armes ook het iets om te eet. Daarom kom die Sabbatsjaar en die jubeljaar om elke siffeljare weer nuut te begin en die grond teruggegee wat weens droogtes en ander redes verlore gegaan het, sterftes van die mans wat moes gewerk het, sodat die gesinne weer kan begin. So daar's meganismes ingebraas, geregtigheid, want die wet is die basis van die verhoudinge onder mekaar, maar daar's barmhartigheid wat die krake heel en mense terugbring, en dan is daar die trou, die kennis van God, die erediens, die kultus waar die volk herinner word aan die geregtigheid en aan die barmhartigheid. En die drie werk saam. En Jesus sê, dit is waaroor die hele Ou Testamentiese wetgewing gaan. So Jesus gee self 'n soort samevatting. Jesus gee selfs 'n soort samevatting in die bergrede, waar hy sê, julle het gehoor dat daar deur die mense van die ou tyd gesê is, maar ek sê vir julle, waar hy 'n kontras inbou, 'n spanning skep tussen wat hy nou leer en die ou leer, omdat die mense by die blote woorde bly vassteek het, by die blote tekste en die reëls by vassteek het, en hy sê vir julle weet dit is die ou reëls gewees, en julle hou die reëls, maar ek sê vir julle verstaan nie die reëls nie. Daar's mos iets dieper agter die reëls, daar's 'n dieper moment, 'n dieper bedoeling agter die reëls, en as julle daardie dieper bedoeling nie snap nie, snap julle nie die reëls nie. Hierdie soort van uitleg sou 'n tradisie word. Was deur die kerkgeskiedenis. Ek het middag weer gesit te lees, Augustinus, die biskop van Hippo, 4de eeu na Christus, grootste geleerde van sy tyd, miskien een van die grootste grondleggers van die hele westerse kultuur en beskawing soos ons dit ken, filosofie en denke. Augustinus skryf 'n boek met die naam oor die Christelike leer, on a Christian Doctrine. Skryf hy hoe om die skrifte uit te lê. En dan sê hy, die kern, die skopus van hierdie hele skrifte is die liefde tot God en die liefde tot die naaste. En as iemand enige deel van die skrif so uitlê dat dit in stryd is met die liefde tot God en tot die naaste, dan is dit valse uitleg. Trouwens sê hy, as iemand die skrifte so uitlê dat dit die liefde tot God en die naaste dien, al is dit 'n misverstaan van wat daar staan, dan maak dit nie saak nie, want dit dien die dieper bedoeling van die samehang, van die skopus, van die gerigtheid van die Bybel. So, deur die eeue het die kerk gesoek na wat is hierdie skopus. Baie kerke dink dat hulle weet. Sommige kerke praat van 'n kanon in die kanon, so 'n klein kanontjie, as jy dit het, dan jy die hele kanon. Sommige in Duits praat van die Mitte der Schrift, so as 'n middelpunt in die skrif, en as jy dit verstaan, dan weet jy die geheel. Gereformeerdes praat graag van skopus om te sê daar's 'n soort thrust, daar's 'n soort spitspunt, die skrif gaan ergens heen, die skrif, die evangelie het 'n boodskap. Maar wat is daardie boodskap? Ons weet nie. Vir gereformeerdes is dit van absolute belang. Ons kan die skopus van die skrifte nie in ons eie woorde saamvat nie, want as ons dit sou kon gedoen het, dan het ons daarna ons opsomming van die skrifte gehad, dan het ons die lewende woord self nie meer nodig gehad nie, maar die lewende woord bly altyd groter en ryker en meer as enige van ons opsommings of samevattings van die skrifte. Daarom het ons 'n belydenis-tradisie, waarin ons belydenisskrifte maak. Heidelbergse katekismes, Barmen, Bellaar, Nederlandse geloofsbelijdenis, wat van tyd tot in krisisoomblikke sê, maar nou dink ons die punt van die skrifte is dit. Dis nie 'n ewige samevatting van die boodskap van die Bybel vir altyd nie, maar nou is dit wat gesê moet word en wat ons glo. En dan later kom daar nog 'n stuk daarby en later kom nog 'n stuk daarby. Maar in beginsel weet ons nie wat nog alles in hierdie skrifte lê en wat die kerk na ons nog gaan ontdek en beter gaan insien, dieper in die liefde gaan insien. Die liefde van Christus wat alle verstand te bowe gaan, die hoogte en die diepte, die breedte, die lengte van die liefde van Christus. Paulus bid in Efesiërs dat al die heiliges saam dit tog beter sal erken. Ook ons, saam met ander gelowiges, saam met ander kerke, saam met ander Christen en gelowiges, dat ons tog meer van die liefde van Christus sal ontdek. Maar wat ons in ons leeftyd gaan ontdek van die liefde van Christus, gaan ook nog nie alles wees nie. Die kerk ontdek deur die eeue steeds meer. Dit het die kerk hoeveel jaar gevat
om te ontdek dat slawerny in stryd is met die Bybel. Nie in stryd met tekste nie, want daar's te veel tekste wat slawerny goed praat en as vanselfsprekend aanvaar. Maar in stryd met die boodskap. Toe Wilberforce en ander in Brittanje en die mense in Amerika begin het met die stryd vir die bevryding van die slawe, is meer as die helfte van die geskrifte wat teen hulle geskryf is, ter verdediging van die praktyke van slawerny, geskryf deur protestantse predikante, met beroep op die Bybel. Want hulle tekste gebruik, en die boodskap nie verstaan nie. Ons is nou maar eers besig in baie plekke om te leer van vroue. Aangrypende verhaal rondom Calvin en ek sien vir professor Wenzel van Huisteen en vir Hester van Huisteen, hier 'n kollega van julle in Princeton, dis Jane Dempsey Douglas, die professor in kerkgeskiedenis, het 'n boek geskryf, Calvin, Women and Freedom, waarin sy sê, Calvin het gesê, en ons praat van die 1600s, dat die beperkings wat in die Bybel op vroue gelê word, is adiaphora. Adiaphora is die tegniese Latynse term in die kerk om te sê, dis goed wat nie regtig saak maak nie. Onder sekere kulturele omstandighede pas mense dit toe, maar dit is nie God se wil nie, dit kan ook verander. En Calvin het gedink dit gaan verander. Hy was self nie daarvoor gereed nie, en sy tydgenote in Genève was nie daarvoor gereed nie, maar dit was soos 'n bom wat hy geplant het, onder die praktyke van sy tyd om te sê, hierdie goed is nie van God nie, dis mensgemaak, dis kultureel gemaak, en die evangelie gaan dit opblaas, want dit is adiaphora. Dit kan verbygaan. Ons maak as dit so heilig is, die vrou moet haar plek ken, sy moet onderdanig wees, sy mag nie in die kerk dit, sy mag nie in die dat nie, dit is mensgemaakte reëls, sê Calvin in 1540. En Jane Dempsey Douglas sê dit was soos dinamiet, wat lank sou vat voor dit ontplof. Die dinamiet van die evangelie is nou eers besig om te ontplof. Oor baie dinge. Dit gaan na ons nog ontplof. Want die skopus van die skrifte, die krag van die evangelie, is groter en ryker en meer wonderbaar as wat enigeen van ons kan verstaan. En ons is dikwels besig om met ons tekste en ons reëls en ons wette, soos die mense van die ou tyd, weerstand te bied teen die bevrydende, genesende, helende, seënende, verwelkomende, liefdevolle, genadige krag van die evangelie. So ons staan in 'n uitlegtradisie. Ek is besig met my 7 punte en ek is dink so met die 4 van die 7 punte. Ons staan dus ook as gereformeerdes in 'n uitlegtradisie, die belydenis-tradisie, maar dit is nie 'n onfeilbare tradisie nie. Dit is 'n tradisie vol foute en vol gebreke en dit is 'n historiese tradisie, 'n kontekstuele tradisie wat steeds weer verryk word en steeds verander en steeds weer verander moet word. Binne hierdie tradisie is die gemeenskap van die gelowiges van absolute belang. Dit is Christenmense saam, gewone Christenmense, nie biskoppe nie, nie teoloë nie, nie akademici nie, nie priesters nie, nie predikante nie, gewone gelowige mense wat saam, al die heiliges saam, die broers en die susters saam, soekend ontdek wat die skopus van die Bybel is. In die kerklike tradisie word gepraat van die sensus fidelium, the sense of the faithful, die aanvoeling van die gelowiges. En talle beroemde teoloë, ek dink aan Abraham Kuyper, 'n bekende, hy het later eerste minister van Nederland geword, 'n invloedryke teoloog ook in Suid-Afrika. Abraham Kuyper het self vertel hoe dat ek dink hy was al gedoktoreer selfs, hy was 'n predikant in sy eerste gemeente, hoe dat 'n eenvoudige meisie, arm meisie, 'n huishulpmeisie, meer van die evangelie verstaan het as hy, en hoe dat hy dit begryp het, en hoe dit sy hele denke en sy lewe verander het. Daar's die sensus fidelium, daar is rondom sake dieselfde geslag verhoudinge, is daar mense wat nie grade het in teologie nie, maar wat die skopus van die evangelie verstaan, wat die kerk beter kan raad gee, as baie dominees met baie tekste. Dit is die bedoeling van 'n synode, dat die gemeentes daar met mekaar kom om te praat. Dit is 'n wonderlike ding wat julle hier doen as gemeente of gemeentes om saam te kom en te praat. Die kerk is nie 'n demokrasie nie. En die meerderheid in die kerk is nie altyd reg nie. Dit kan wees dat
enkele gelowiges die liefde het en die onderskeiding en die begrip om te verstaan wat op die spel is, terwyl die ander dit nog nie begryp nie. Die kerkgeskiedenis is daarvan vol. Daar's hele kerke wat nie verstaan wat die waarheid vir die oomblik is nie. So dit is nie asof die meerderheid gaan reg wees nie, ook geen waarborg dat aan die einde van hierdie 4-5 weke, nie alleen dat julle gaan saamstem, maar selfs as sou julle saamstem dat julle reg gaan wees in waaroor julle saamstem nie. Want soortgelyke gesprekke word oral oorgevoer en soms val dit dalk op verskillende maniere uit. Maar die beginsel, naamlik dat gelowiges met die Bybel in die hand sê, ons dink dit is wat God en Christus, die Gees, vandag van ons vra, ook in selfde geslagverhoudinge. Dit is wat gereformeerdes glo gedoen moet word, dit is van sleutelbelang. En dan word dit nodig, en ek lees twee teksverse aan wat u baie goed ken. Filippense 1 by vers 9, waar Paulus skryf, ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. In al sy briewe, waar Paulus oorgaan van eers 'n meer leerstellige deel waar hy die evangelie verduidelik, na die afsluitende hoofstukke waarin hy meer praktiese, etiese raad gee oor die Christelike lewe. Die hele klomp van sy briewe het hierdie skarnier, eers 'n klomp verduideliking en so, en dan toepassing. In al daardie briewe, waar hy oorslaan na die toepassing om vir hulle raad te gee oor hoe hulle moet lewe, plaas hy die verantwoordelikheid op hulle om te sê in die lig van die evangelie, van God se liefde en God se genade. Soek self om te onderskei waarop dit aankom. Ek bid vir julle dat julle die liefde sal hê, dat julle liefde sal toeneem, dat julle meer sensitief sal word, ook vir sake waaroor julle nog nie sensitief is nie. Dat julle kwaad sal raak sien, ook waar julle nou nog nie eens sien dat dit liefdeloosheid en kwaad is nie. Dat julle bereid sal wees om vernuwe te word deur die krag van die Gees. Hy doen dit hier, hy doen dit in Romeine hoofstuk 12, by die eerste 2 verse, dramatiese oorgang nadat hy vir 11 hoofstukke die evangelie meer in detail as op enige ander plek verduidelikheid. Slaan hy oor in hoofstuk 12 om te sê, daarom dan, broers en susters, by die ontferminge van God, in die lig van alles wat ek nou vir julle gesê het. Wy julle self aan God as lewende, heilige en aan God welgevallige offers. Dit is julle redelike godsdienst. Dit is die godsdienst van die verstand wat pas by hierdie genade. En soek om te onderskei wat die wil van God is. En dan begin hy deur te sê, wees aan niemand iets verskuldigs nie, behalwe om mekaar lief te hê. En dan brei hy uit op wat die liefde is, en hy wys gesigte van die liefde, en hy wys gestaltes van die liefde. Nêrens sê hy, julle weet mos al klaar wat reg is. Julle te wet of julle te reël, of ek het vir julle gesê, of ek kan vir julle sê, of die antwoorde lê klink klaar nie. Nêrens sê hy enige iets wat so klink nie. Want dit is nie soos die Christelike lewe is nie. Die Christelike lewe is 'n lewe van sensitiwiteit, van ingroei in onderskeidingsvermoë, van toeneem in liefde, en in 'n veranderende wêreld, nuwe uitdagings raak sien, nuwe geleenthede, dalk 800 jaar later eers, dalk 2100 jaar later eers, maar steeds sensitiewer word in die liefde en in die ontferminge en in die barmhartigheid. Daarvoor het ons die Heilige Gees nodig. Dis die 7de van hierdie 7 opmerkings, die verligte oë van die verstand. Daarom bid Paulus oral. En bid ons saam ook dat die Gees ons in die dinge sal lei. Nie dat die Heilige Gees tog die ander mense wat van ons verskil sal oortuig dat ons reg is nie. Maar dat die Heilige Gees ons almal saam die verligte oë sal gee om te sien wat is nou reg. En die bereidheid om geleer te word, die nederigheid om te luister, om ook die standpunte waarvan ons so seker is te heroorweeg, om na ander se sieninge te luister. En as ons oortuig raak, dit is die wil van Gods Gees, om dan vernuwe te word, verander te word,
geheilig word. In 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18 is daar aangrypende beeld wat Paulus gebruik. Dis die hoofstuk waarin hy sê, hy gaan nie 'n brief skryf om homself te verdedig en te regverdig nie. Hulle is sy briewe. Die hele wêreld kan hulle lees. Die hele wêreld kan sien hoe Christus in hulle gestalte aanneem. Al meer en meer. Want sê hy, ons is soos mense, julle is soos mense wat as die skrifte lees, soos mense wat in 'n spieël kyk. En die beeld in die spieël wat ons sien is die heerlikheid van Christus. Die skrifte vertel vir ons hoe wonderlik God in Christus Jesus is. Dis die boodskap. Maar terwyl ons na die spieël kyk, anders as 'n gewone spieël, as 'n mens voor 'n gewone spieël staan en jy waai jou hand, dan waai die beeld ook die beeld se hand, en as jy na die kant toe gaan, dan gaan die beeld in die spieël ook na daai kant toe. Andersom by hierdie spieël, terwyl ons in hierdie spieël van die skrifte inkyk en die heerlikheid van Christus sien, word ons wat voor die spieël staan van gedaante verander, van gedaante tot gedaante, van heerlikheid tot heerlikheid. Dit is asof die beeld van Christus op ons afgee en ons buitekant voor die spieël toenemend verander, dat ons lyk soos Christus lyk, sodat die wêreld wat nie vir Christus kan sien nie, maar wat vir ons sien, kan sien, wow, kyk vir Christus in hulle. Is die Christelike lewenswandel. Ek maak klaar met my derde punt, kort sny. Ek hoop dit is duidelik dat wat ons dus in die as gereformeerde mense in die skrifte verwag of soek, hoop om te vind, met die oog daarop dat die skrifte vir ons rigsnoer vir ons lewe sal wees, is nie tekste nie. Is nie gedeeltes wat ons kan uitlig en sê daar staan dit en daar staan dat nie. Die Bybel is nie 'n wettekodeks nie. Wat ek vanaand hierdie verhaal wat ek vir u vertel is ook nie iets niets nie. Ek hoop nie, maar ek dink nie ek sê enigiets wat enigiemand van u nog nie voorheen gehoor het nie. Ek probeer nie preskriptief wees om te sê hoe ons moet maak nie. Ek probeer deskriptief wees om te sê dis hoe gereformeerde mense maak. Dis hoe ons van kleins dag af geleer is om te maak. Dit is hoe ons opgevoed is om die Bybel te lees en met die Bybel om te gaan. En intuïtiewelik weet ons dit al en ons doen dit in alle opsigte met ander gedeeltes. Dink 'n bietjie. Ek gaan nou in die volgende weke praat oor selfde geslagverhoudinge. Dink aan die evangelie van Matteus, waar Jesus sê in die goue reël, doen aan 'n ander wat julle wil hê hulle aan jou moet doen. Of dink aan Matteus 25, die skape en die bokke. En ek was uitgestoot, ek was siek, ek was honger, ek was naak en julle het my versorg. Dan sal hulle sê, wanneer het ons dit gedoen? En Jesus sê, vir sover julle dit aan die geringstes gedoen het julle dit aan my gedoen. Dink aan die evangelie van Lukas. Wat omtrent in elke gedeelte, die hele evangelie van Lukas is 'n evangelie van insluiting, van inklusiwiteit. Die vroue word ingesluit, die kindertjies word ingesluit, tot die babatjies word ingesluit, die wyse manne uit die ooste word ingesluit. Dit is 'n verwelkomende evangelie. Armes word ingesluit. Daar is omtrent nie 'n gedeelte in die Lukas evangelie wat nie oor armoede en armes gaan nie. Dit is 'n verhaal waarin die randfigure en die uitgeslotenes verwelkom word en ingesluit word. En dan in die aangrypende gelykenis van die barmhartige Samaritaan, vra die Samaritaan vir Jesus, wie is my naaste? Dan vertel Jesus die verhaal van die man langs die pad in die barmhartige Samaritaan, en dan eindig Jesus deur te sê, gaan en doen jy net so. Word jy 'n naaste vir diegene wat jou lewenspad kruis, al lyk hulle hoe vreemd en hoe ver en hoe onwaarskynlik en hoe onaanvaarbaar vir jou. Dit is nie 'n wet nie. Dit is nie 'n reël nie. Jy kan niks daaruit aflei nie, en tog kan dit jou roer en kan jou beweeg. Dit kan iets aan jou doen sodat jy in jou verhoudinge 'n ander mens word. Dit is hoe die Bybel met ons werk. Die Bybel raak ons. Die Bybel gee ons 'n morele verbeelding. Laat ons nie oor dinge dink. Ons kan dit nie eens vir mekaar mooi verduidelik deur te sê, maar dis die gelykenis van die barmhartige Samaritaan wat dit aan my gedoen het dat ek van nou af so en so dink oor sake nie.
Want dit is nie die teks wat dit gesê het, dit is die Gees van God wat deur die woord iets met ons doen en anders doen. Dit is die normale en die regte manier waarop die Bybel met ons werk. Dink aan Johannes Evangelie. 'n Nuwe gebod gee ek julle, sê Jesus. Nuwe gebod. Vergeet al daai ou gebooie. Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar sal lief hê. Want hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. Dink aan die briewe van Johannes oor die liefde en die liefde wat ons in Christus leer ken het. En hoe kan ons sê dat ons God liefhet as ons naaste, ons lydende naaste, ons broer en ons suster wat ons gesien het, nie eers liefhet nie? Dan mislei ons onsself deur te sê dat ons God liefhet. Dink aan Romeine 13. Ons het al gepraat van Romeine 13, aan Romeine 13 vers 8 wat sê wees aan niemand iets verskuldigs nie behalwe om mekaar lief te hê, en dan werk dit op tot by Romeine hoofstuk 15 vers 7 waar hy sê neem daarom mekaar aan soos wat Christus ons ook aangeneem het. Soos wat Christus ons ook aangeneem het. Toe ons sy vyande was, hartlik in sy oë, uitgesluit, soos wat hy ons toe aangeneem het, neem daarom mekaar aan. Dink aan die boek van Johannes. Ek het nie nou tyd om daaroor te praat nie, maar Lux Werby het onlangs weer my boekie daaroor uitgegee. So dink aan die evangelie van Jakobus, Dink aan Filemon. Paulus skryf oor Onesimus die slaaf wat weggeloop het, wat gevlug het, wat by hom aangekom het en wat Christus aangeneem het en nou 'n broer geword het. Hy stuur vir Onesimus terug en hy sê: neem hom aan soos wat hy ook is, 'n broer in Christus. Kan ons voorstel wat Paulus sê? Hy deurbreek die absolute vanselfsprekendheid, die geldige vanselfsprekendhede van die ekonomie van die dag, van die politiek van die dag, van die kultuur van die dag, van die sosiale verhoudinge van die dag. As hy sê, neem hierdie man wat jou weggeloopte slaaf is, vir wie jy waarskynlik met goeie reg kan doodmaak in die openbaar vir wat hy gedoen het. Neem hom aan as jou broer, soos wat hy ook is. Al jou vooroordeele teen hom, al die maniere waarop jy oor hom gedink het, pas nie meer nie. Dink aan Galasiërs 3 vers 28. In Christus is daar nie slaaf en vrymens en skiet en barbaar en al hierdie kategorieë waarmee ons mekaar se identiteite beskryf. In Christus maak nie saak nie. Ons vir almal plek in Christus. Dit gaan nie oor selfde geslagverhoudinge nie, maar dit gaan oor die skopus van die Bybel, oor die liefde en die insluiting en die genade. So wat doen die Bybel aan ons? Die Bybel word 'n rigsnou vir ons lewe deurdat dit ons morele verbeelding kan vernuwe, uitdaag, ons anders kan laat droom oor waardes, oor deugde, oor geregtigheid, oor aanvaarding. Die Bybel kan ons vernuwe en kan ons verander. En waarom verskil Christene dus onder mekaar in ons sieninge oor die oor selfde geslagverhoudinge? Ons verskil om duisende legitieme redes. Ek hoop jy dit gehoor. Want ons is almal verskillend. Ons word verskillend deur die evangelie geraak. Daardie tekste waaroor jy gaan praat, staan in die Bybel. So ons moet, as gereformeerdes, is dit ook vir ons gesaghebend. Hulle handel nie oor wat ons vandag selfde geslagverhoudinge en homoseksualiteit noem nie. Daarin is die Bybel wetenskaplikes absoluut reg. Dit is 2 eeue gelede ander kulturele verskynsels. Dit praat nie oor wat ons vandag oor praat nie. Maar dit maak ook nie regtig saak nie, want in geen opsig praat die Bybel net so
oor waar ons vandag lewe nie. Ook nie die ekonomiese goed nie, ook nie die jubeljaar en die sabbatsjaar en enigiets oor geregtigheid in die Bybel, kan jy sê, maar by analogie is ons in presies dieselfde situasie vandag nie. As ons net uit die Bybel kon oorneem wat is presiese analogie na ons situasie vandag gehad, dan sou ons niks oorgeneem het nie. So dit bring ons net tot op 'n sekere punt om te sê, ja, maar dit is nie heeltemal waaroor ons vandag praat nie. Natuurlik is dit nie waaroor ons vandag praat, maar dit staan daar, so waaroor gaan dit dan? Wat het dit dan gesê? Wat kan ons daaruit leer? En hoe kan dit ons morele verbeelding raak? Maar veral, hoe kan dit ons morele verbeelding raak? As ons nie net daai 7 gedeeltetjies uitlig nie, maar daar rondomheen alles kyk wat daar staan en nog verder ook kyk wat alles daar staan en uiteindelik die hele Bybel kyk en die hele Christus en die hele ontferminge van God raak sien en die liefde van God en vir onsself vra, wat vra die Here van ons vandag? Baie dankie prof, dit is wonderlik om so te kan sit en luister. Ons het geleentheid vir 'n paar vrae. Daar's 'n vraag. Kan ek van hierdie water vat? Ja, asseblief. Prof, u het genoem van Bybelteks, hierso. Van die ryk jong man wat vir Jesus gevra het oor eternal life, ewige lewe. Ek wil nie Sê weer, ek is nog nie by nie. Okay. Ek het gehoor stukke, maar is maar hoop. Okay. Ek het vroeër gepraat van waar die ryk jong man vir Jesus vra, hoe kan ek ewige lewe kry, eternal life? En dis iets wat ek die afgelope tyd nalees en kyk na Griekse en Hebreëse tekste. Ek sal graag eerstens wil hoor, wat is u opinie, wat is eternal life eintlik? En tweedens, miskien vir die ander mense wil uitnooi en die sprekers om in die toekoms dit in te bring, want as 'n homoseksuele man gaan ek nie eternal life hê nie. Kan jy nie? Gaan ek nie eternal life hê nie. Ek gaan nie ewige lewe hê nie volgens sekere sienings. So ek sal graag wil weet wat is u konsep of verstaaning van ewige lewe en dan die mense wat verder praat, miskien hulle uitnooi om miskien aan daai aspek te raak. Dis 'n wonderlike opmerking. Prof, kan ek net vra om ons tyd te bestuur, dat ons so 'n paar vrae neem en dan sal u notas maak of op net die bord skryf. Soos 1 of 2 vrae nog kan neem, is daar nog vrae, want anders gaan ons uit tyd hardloop. Nog enige vrae? As daar nie nou is nie, dan kan ons voortgaan. Okay, 'n wonderlike opmerking daar. Die vraag is nie of ander mense dink jy gaan nie ewige lewe of nie. Obviously, dit is wat die evangelie jou van verseker en ons almal van verseker, en dit is redelik duidelik en helder. Wat ek jou hoor vra is, ewige lewe beteken nie net verlossing of heil eendag nie, maar volgens die Nuwe Testament is dit ook lewe van blydskap en oorvloed en vreugde wat oorstroom in hierdie lewe en jou vreugdevolle lewe of jou lewe van blydskap word diep aangetast deur hoe ander mense waarskynlik met jou praat en met jou handel en hoe jy praat en hoe jy weet hoe mense praat in algemeen in die lewe en ek hoor jou dat jy daarna vra. Ek is nou bang dat ek vinnig in oorhaastig en ongevoelig antwoord. As ek ongevoelig antwoord is dit nie by bedoeling nie, maar die lewe van blydskap wat Jesus beloof, dink ek is vir die oorvloed van blydskap in lewe is vir min mense op aarde eintlik 100% aanwesig. Ons sien mekaar se nood en mekaar se lyding en mekaar se swaarte en mekaar se pyn nie altyd raak nie. Ons ken ook mekaar nie so goed nie, maar ek dink om verskillende redes lei verskillende mense op verskillende maniere. As mense aan die televisie kyk op die oomblik na die statistieke van ons wêreld, leef ons in 'n absoluut verskriklike wêreld. Daar's 'n wonderlike boek van 'n mediese filosoof
Glover in Engeland met die naam Humanity. Dit is 'n geskiedenis van die 20ste eeu, maar dit is eintlik 'n geskiedenis van die inhumanity, waar net die verhaal vertel van die 20ste eeu, wat ons dink ons is 'n beskaafde wêreld en 'n liefdevolle wêreld, maar dit is eintlik 'n diep onmenslike, onteerende, gewelddadige wêreld, so van kindertjies af tot by vlugtelinge, tot by arme mense, tot by die nood van die wêreld. Ek begin daar om te sê dat Jesus sê, dit is nie bedoel, dink ek, in die sin dat dit soort van 'n waarborg is vir 'n gelukkige lewe en 'n suksesvolle lewe. En daarom dink ek is die tweede tree wat 'n mens moet gee, wat jy waarskynlik al lank al gegee het en goed weet. Whatever verander, gaan dit nie genoegsaam verander nog in jou leeftyd. Ek meen, jy sal heen gaan, hopelik die 'n groter die groter ewige lewe beerwe, terwyl jy in hierdie lewe net soos ander mense ook nie die volheid van aanvaarding en liefde en respek ervaar nie. Die wêreld is eenvoudig van die geaardheid. Maar dan 'n derde en laaste opmerking naby, dit is natuurlik absolute onreg en absolute onmenslikheid dat dit in ons wêreld so toegaan. En daarom moet ons teen al hierdie vorme van onreg en ook teen diskriminasie en teen verwerping en uitsluiting van enige vorm werk en reageer. Ek dink jy sal dit baie goed weet, ek sien dit op jou gesig, dat jou eie blydskap kan nie afhanklik wees van die mate waarin ander mense gehoor gee en ag gee nie. Jy het 'n blydskap ten spyte van, en 'n blydskap wat dit te bowe gaan, en dit geld ook weer eens, dink ek, van Christene, van gelowiges, van mense in die algemeen, dat elkeen het hulle swaar kry, maar elkeen kom ook weer die swaarkry te bowe met 'n vorm van ewige lewe, vreugdevolle lewe, dankbare lewe, deur die genade van die Here. Ek weet glad nie of ek eers gereageer het op wat jy gevra het nie. Ja. Ja, natuurlijk, absoluut, ja, verseker, ja. 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 Absoluut. Ja. Ek wil dit nie ingewikkeld maak nie, maar as jy nou dink aan die Johannes evangelie, die evangelie is net 'n tricky boodskap. In die Johannes evangelie is die is die kruisiging van Jesus, sy verheerliking. Die verheerliking volg nie na die kruis nie, die verheerliking is die kruis. Johannes verwys dan na die slang wat op die paal verhoog is in die woestyn, en sê Jezus het in die wêreld gekom sodat die Vader in hom verheerlik moet word, en hy word verheerlik in sy verhoging, en sy verhoging is sy verhoging aan die kruis. So die ewige lewe en die vreugde en die blydskap en die oorwinning van die ewige lewe. Daarom het Jesus gesê, wie sy lewe wil wen, sal dit verloor, maar dit verloor sal dit wen. Dit is nie die een volg op die ander nie, dit is in die kruisiging en dit is juist die oorwinning in die kruisiging wat die ewige lewe reeds is. Nog enige vrae? Professor Smit, baie dankie vir 'n goeie uur. Ek het baie geleer. Al het ek baie geweet hiervan. Wil jy tog nog 'n paar opmerkings maak oor waar lê die breekpunt waar mense begin sien wat is die boodskap van die Bybel, die woord van God. Wanneer hulle daai insig begin kry, waar gebeur dit, hoe gebeur dit, sodat ons die sensitiwiteite van ons tyd anders kan beoordeel, anders kan hanteer, anders kan beleef ensovoorts. My agtergrond is dit. Ons is eintlik almal maar redelike sterk produkte van ons eie geskiedenisse. Ook ons kerklike geestelike opvoeding. Daar Christus ons vrede word op baie maniere vir ons agter u verduidelik. So 'n lekker grappie hieroor. So spreek die Here staan dikwels op daai kanselkleed. Oorlede Ferdinand Duist het gesê, daai kans vat ek nie, toe gooi hy sy toga daaroor. Nou in elk geval.
waar is daai breekpunt dat ons eie geskiedenisse, die dwingende geskiedenisse waarmee ons almal sit hierso, wat ons aan moeders nie so teer en gelowig as dit geleer het, dat ons uit daai moeders nie uit moet uitbeweeg en op hierdie moment, op hierdie kruising waar ons nou staan, anders moet kyk en anders moet begin dink. Wil jy daaroor opmerkings maak hoe dit gebeur? Dankie. Ja, ek kan baie daaroor sê want ek weet nie. Ek dink dit sal jy ook weet as ek weet die werklikheid is dat daar nie 'n enkele manier is nie. Teologies sou ek graag antwoord op wil gee in die sin van leerstellig om te sê dat iemand die woord gaan dit aan jou begin doen in die mate waarin jy sien dat dit in die woord om die lewende om Christus gaan wat die liefde wat die Calvin en laat ek Calvin het begin sy institusie wat sy groot handboek is deur te sê geloof is faciem Dei contemplari, the face of God to contemplate. So geloof is om na te dink oor die aangesig van God. En waar sien ons die aangesig van God? Ons sien die aangesig van God in Christus. So geloof is eintlik om elke dag aan Christus te dink. Bedoelende aan die implikasies daarvan as God so is, as dit God is, as dit God se liefde teenoor my is, wat sê dit dan van my, waarvan verseker dit vir my, maar wat sê dit nou eintlik ook van my naaste en hoe moet ek hulle te sien en dan so teologies is dit 'n antwoord en dan sal dit behoort dit uit te waai in steeds groeiende sensitiwiteit en insig ook in ander mense. Maar die teologiese antwoord is nie die sosiologiese en die kulturele en die psigologiese antwoord nie. Die interessante ding by Calvin is in daai selfe hoofstuk, daarmee sê baie mense het hy eintlik die eerste teoloog geword wat die ratte verwissel het na die moderne tyd. Toe in daai hoofstuk sê hy maar ons kan God nie geloof is om na te dink oor die aangesig van God in Christus. Maar ons kan God nie ken as ons nie onsself ken nie. Wat ontsiglike wending in die teologie beteken het. Godskennis en selfkennis gaan dus saam. Trouwens Calvin sê, so waar sal ek met my boek begin? By die godskennis of by die selfkennis? En dan impliseer hy kan enige plek begin. En daarna sou die teologie in ons tot vandag toe sou die teologie al meer by die selfkennis begin, sodat in baie kerke en in baie preke kom jy nie eintlik by God uit nie. Jy bly maar by die self en die selfkennis. Ons is nou so lekker op daai pad, maar Calvin het gesê dit is legitiem om ook oor jouself en jou eie nood en die nood van mense rondom jou en jou eie verharding en wat ek ook al om te groei in selfkennis. So ek sou sê in die praktyk gebeur dit by baie mense en by die meeste mense waarskynlik in forme van selfkennis. Maar ek dink dit verskil van persoon tot persoon op grond van ons eie biografieë en ons eie ervarings en oomblikke in ons lewe wat 'n verskil maak en iets wat iemand sê of iets wat iemand doen of 'n vriend van jy ontmoet wat jy net as jy so iemand nooit geken het, jy sou heeltemal anders gedink het. Miskien kan jy net meer dink soos jy altyd van. Ek dink daar's duisende. Daar's selfs die tydsgees daar's kultuurveranderinge as die tydsgees rondom jou verander en ek kan nog onthou, jy sal ook kan onthou die tyd toe ons in Suid-Afrika toe jy nie van menswaardigheid en menseregte mag gepraat het nie, toe dit absolute taboe woorde was. Deesdae kan jy nie 'n mooier woord sê as menseregte en menswaardigheid. So daai skuif het ook gekom en so dit het vir baie mense vandag van selfsprekend geword. So mense word ook nog groot in 'n kultuur van menswaardigheid en menseregte en hulle het respek vir ander. So hulle kry dit nou met 'n nuwe moedersmelk in terwyl ek het nog 'n ander soort moedersmelk gehad. Nog 'n vraag? Professor, ek was slag by eiendom betrokke wat jy moet sê jy's 'n Christen om daar te kan eiendom koop. En toe moet daar nou 'n besluit geneem word oor om nog 'n Christen kampplek te bou of nie. En toe is daar nou twee kampe. Maar ons soek die wil van die Here. En toe is my wyse broer se opmerking, as ons almal die wil van die Here soek, dan behoort ons by dieselfde antwoord uit te kom.
is dit waar dat ons oor 'n moeilike antwoord soos hierdie is daar een wil of is daar meer as een? Dit is 'n wonderlike opmerking. Ek wil dit nou nie ingewikkeld maak nie, maar dis 'n ingewikkelde vraag. Wat my betref is die antwoord, hoe sal ons ooit weet? Wat ons dink wat die wil van die Here is nie die wil van die Here nie, dis wat ons dink wat die wil van die Here is. En eendag mag ons dalk baie verbaas wees as ons 'n groter prent sien. Trouwens in mense eie lewe, ons weet dit, jy sal dit ook weet, ons weet dit almal. Ek onthou nou ek vind as 'n mens baie mense se biografieë kyk, jou lewensverhale. Daar's goed wat jy vreeslik graag wil hê. Mense bid vir goed en hulle werk vir goed, hulle streef na goed, dan kry hulle, dit is die hoogtepunt van hulle lewe, al dank die Here het hulle geseën of so. Wonderlike oomblik en sukses en rykdom en prestasie en eer. As hulle 20, 30 jaar later terugkyk op die groter prentjie van hulle lewe, dan besef hulle daai dag het alles skeef verloop. En die dae toe hulle kanker gekry het of diepe droefheid was of kind siek geword het en hulle moes 'n werk bedank om die kind op te pas of goed wat oënskynlik na die einde van jou drome, na die einde van jou geluk lyk. 20 jaar later kyk jy terug en jy sê dit was fantasties. Dit was die beste ding wat met ons kon gebeur het. So in die oomblik weet ons nooit wat die Here se wil is. Dit beteken nie ons moenie daarna soek en daarna vra en daarop in probeer nie, maar ons moenie met daarom het ek hoop ek het gesê dat ook oor die soek na die leiding van die Heilige Gees gepraat het ek gesê ons moet dit doen in nederigheid en ootmoed en beskeidenheid, want ons handel met die lig wat ons het en ons doen dit omdat ons oortuig is dit is wat die Gees op daai oomblik deur die woord van ons verwag en wat ons moet doen, maar ons moet nie te seker wees daaroor nie. Of alles skryf vir meer mense nie, want jy kan oor 2 of 3 of 5 jaar ontdek, daai oomblik toe ek seker was van myself, was ek eintlik die verkeerdste wat ek ooit was. Reageer ek op wat jy sê, ja? Miskien 'n laaste vraag? Ek is te dom om 'n vraag te vra. Ek dink is veiliger om te sê dat binne die gemeenskap van gelowiges tussen mense met wie die Here op verskillende tye op verskillende wyse werk, het jy miskien self nie 'n bewustelike betrokkenheid by een of ander groot besluit wat jy geneem het nie. Maar by terugblik het jy die ervaring van toe jy een môre wakker geword het en dit nog baie donker was en jy dan dinge geloop en dink of gelê en dink en toe jy dit jou kon kry, toe is dit redelik helder lig rondom jou. Dat dieselfde gebeur met jou in jou geloofsverstaan, in jou Bybel verstaan, die Bybel lees. Jy hoor, jy sien vanuit ander se belewennisse en getuienisse word soos 'n geweldige groot klimaatverskywing wat plaasvind en na 'n tyd dan sê jy, wie, ek kan nie glo ek het vroeër so gedink. Ja. En jy het nie 'n besluit nie ergens langs die pad geneem. Ja. Maar die Here het in ander vir jou die besluit. Ja, absoluut. Baie dankie. Ek gaan nie eens daarby sê nie, want ek stem absoluut 1000% saam. Baie dankie, Phil. Baie mooi.